Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraak vanoggend. Ons gesels vandag met mekaar oor 'n baie algemene en realistiese saak wat deel uitmaak van ons almal se lewens en ons bestaan elke dag. Ons gesels vandag oor die vrees vir die dood. Nou mense het dikwels 'n vrees vir die dood weens verskeie redes en ek wil sommer net vandag 'n paar van hulle uitlig en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Die eerste vrees wat mense het is die onsekerheid vir dit wat lê aan die ander kant van die dood. Vir dit wat gaan gebeur na die dood. Baie mense weet nie wat om te verwag na die dood nie. Of daar nou 'n hiernamaals of 'n hemel is. En of jy nou glo in reïnkarnasie of dalk glo jy net in niks, afhangend van jou persepsie en geloof, is die indringendheid daarvan vir jou 'n realiteit. Hierdie onbekendheid wek angs en onsekerheid. Dit wek vrees, veral as jy jouself nie voorberei het vir dit wat jou geloof sê nie, vir dit wat aan die ander kant van die dood vir jou wag nie. Dan vrees jy dat jy geweeg gaan word en te lig bevind sal word. Wat ook al jou oortuiging is. Ek dink die tweede ding wat vrees in ons lewe bring is die vrees vir pyn en lyding. Sommige mense is nie soseer bang vir die dood of dit wat aan die ander kant van die dood lê nie, maar vir die proses van sterf. Vir die moontlike pyn en lyding, vir die siekte wat soms uitmergelend of aftakelend kan wees. En heel waarskynlik ook my waardigheid as mens gaan aantas. Die derde vrees is die verlies aan beheer. Die dood is een van die min dinge in die lewe wat ons nie kan beheer nie. En dit laat mense kwesbaar en onveilig voel. En dan is daar mos nou natuurlik die groot ene van almal, die afskeid. Die afskeid van jou lewensmaat en van jou geliefdes en die intense trauma, hartseer en pyn wat daarmee gepaard gaan. Mense vrees die dood omdat dit beteken dat hulle kosbare geliefdes hulle gaan verlaat en dat hulle gaan agterlaat om nooit weer hier op aarde by hulle te wees nie. En al die foto's en al die herinneringe. Die laaste vrees is daai bucket list ding. Die onvervulde doelwitte wat ons in ons lewe het. Die gedagte om te sterf voordat 'n mens alles bereik het wat jy graag wou. Dit kan vrees inboesem in 'n mens se hart. Nou die logiese vraag vandag vir jou en vir my as Christene en as gelowige is, kan ons verhouding met die Here ons help om ons vrees vir die dood te oorkom? Die antwoord is 'n ongetwyfelde ja. Geloof in God kan vir baie mense help om die vrees vir die dood te oorkom. Nou hier is 'n paar redes hoekom dit so is. Ek dink die eerste rede is geloof in die hemel of die paradys of die hiernamaals bring vir 'n mens vrede. As jy glo dat daar 'n lewe na die dood is, dat daar 'n ewige lewe saam met God in sy teenwoordigheid is, dan bring dit verseker rus en hoop in die diepste van jou menswees. Die dood word dan nie as 'n einde gesien, maar eerder as 'n nuwe begin. Kom ons hoor wat sê die woord of die Bybel hieroor. As ons lees daar in 1 Korintiërs 2 vers 9, staan daar, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Dis wat God voorberei vir die wat hom liefhet.
Natuurlik praat hy van die hemel. Natuurlik praat hy van die paradys. Openbaring 2 vers 7 en 11 sê die volgende: Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Vers 11 sê: Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood, dit is nou die ewige dood, of die hel, hulle sal aan die tweede dood geen skade ly. Verder is jou geloof in God 'n diep gesentreerde vertroue in God se plan, in wat sy woord sê, dat dit waar is, en nie net een of ander fabel, of 'n storie, of 'n fairy tale is, soos baie mense sê nie, maar dat dit waar is, wat in God se woord staan. Dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat die uitkoms van my geloof in hom, as my redder en my Messias, werklik vir my die ewige lewe, of die paradys tot gevolg sal hê. 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê hierdie kosbare woorde: Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie egter nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Vers 13 is die kosbare vers, waar Johannes sê: Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle met sekerheid die wete kan hê, en in die wete kan leef, dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe. Julle wat aanhou, hoor, julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God. Dit is Jesus, ons redder en ons Messias. Geloof help mense om te vertrou dat alles, insluitend die dood, deel is van 'n groter plan waarvan Jesus die sleutel is. Ons beleef in ons verbintenis met die Here 'n heerlike troos en 'n vrede, dat ons veilig is in sy hand, dat hy altyd daar is, maak nie saak waar ek my kan bevind nie. Psalm 23 sê hierdie kosbare ding: Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U Jesus is met my, U stok en U staf, U vertroos my, want U is my herder. U berei die tafel voor die aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En nou vers 6, wat die mooiste ene is vir vandag: Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly. Dis die hemel, in sy teenwoordigheid. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Is dit nie 'n heerlike troos om in te leef elke dag? Deur die woord van die Here jou vreugde te maak, deur in gebed en in gesprek met die Here, en deur geloofsgemeenskap met ander vriende wat ook glo in hierdie waarhede, en dit ook so te ervaar, bring vir ons baie diep innerlike vrede en die wete dat ons nie alleen is nie, selfs in die aangesig van die dood. Ek wil jou groet vandag met Paulus se woorde, wat hy gesê het in Filippense 1 vers 21, kosbare woorde. Hy het gesê: Vir my is die lewe Jesus Christus, en die sterwe is vir my 'n wins. Mag die sterwe en die dood nie vir jou vrees verwek nie, maar mag dit vir jou 'n heerlike troos word en wees.
om te weet, as ek vandag doodgaan, is ek vir ewig by die Here in die hemel, in 'n ewige teenwoordigheid van die Here. Mag hierdie lied jou vandag bemoedig. Wat iets sing van die dag wat ons deur die deur van die dood gaan loop. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my hier. Na waters waar is, lei hy my hier. Al gaan ek oor deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. Die stok en die staf troos my. Die stok en die staf troos my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my hier. Na waters waar is, lei hy my hier. Na waters waar is, lei hy my hier.